Kom ons maak oor toe, dan bid ons saam. Here, U is die heilige God, die ewige, wat waarlik leef. Soveel groter as wat ons ooit sou kon met ons menslike verstand enigstens begin om te verstaan. En ons het die voorreg om as gelowiges en as gemeente saam te sing en U vanoggend te loof en te prys. Dankie dat ons saam met die engelekoor in die hemel vanoggend kon sing. Heilig, heilig is U naam. Al die lof en al die eer kom aan U toe. En ons weet, Here, dat dit woorde is wat ons sing, maar dit is ook 'n lewensingesteldheid. Daarom kom ons met ons lewens vanoggend om U te loof, om U te prys en om aan U al die eer toe te bring. As ons vanoggend saam met die Bybel lees, Here, dan doen ons dit ook met die verwagting en die wete dat U deur hierdie woord en deur U Gees wat in ons harte werk, ook met ons wil praat. U, die heilige God, wil ons ontmoet, wil tyd met ons spandeer. Wat 'n voorreg. Mag vanoggend ook vir elkeen van ons, Here, so 'n ontmoetingstyd met U wees. Ons bid dat U alle dinge sal wegneem wat op hierdie oomblik tussen ons en U staan. Alle bekommernisse, alle hartseer, alle vreugdes, alles wat ons aandag sou kon wegtrek, sodat ons gemeenskap met U kan hê. In die naam van die God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Openbaring is so geskryf dat daar telkens, nadat daar vertel is van die bose magte en hoe hulle probeer om die gelowiges te vernietig, eers so 'n bietjie van 'n tussentoneel geskryf word, waarin die gelowiges weer bemoedig word vir hulle stryd op aarde. Ons het dit nou al meer as een keer gesien gebeur. Na daardie ontstellende hoofstuk 6, waar ons gelees het hoe die seels van die boekrol oopgebreek is, het 'n bemoedigende hoofstuk 7 oor die volle getal van God se kinders wat verlos is, gevolg. En toe weer, na die oordeelstrompette in hoofstuk 8 en 9, onthou julle daai springkane wat soos perde gelyk het. Volg weer die positiewe hoofstuk 10 en 11, om die gelowiges te help om te volhard. En daai gedeelte het afgesluit met hierdie wonderlike beskrywing van die wederkoms. Ons sien dieselfde weer met die begin van die derde bedryf. Het ons in hoofstuk 12 en 13 gelees van die oorlog tussen Satan en God. Toe die draak sien dat hy die oorlog verloor het en uit die hemel uitgegooi is, het hy begin om oorlog te maak teen die gelowiges op aarde wat vir Jesus navolg. Vir hierdie aanslag teen die gelowiges roep die draak sy 2 trawante in om hom te help. Die anti-kris en die valse profeet. Die aanslag teen die gelowiges is fel en intens. En nou volg hoofstuk 14 weer as 'n tussentoneel van bemoediging en motivering wat die gelowiges help om weer moed te skep. Van vers 1 af. Toe het ek gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion. En saam met hom is daar 144.000 mense met sy naam en ook sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskryf. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die gedruis van baie waters en die gerammel van swaar donderweer. Die geluid wat ek gehoor het geklink soos die van lierspelers wat hulle liere bespeel.
Hulle het 'n nuwe lied voor die troon en in die teenwoordigheid van die 4 lewende wesens en die ouderlinge gesing. Niemand kon egter die lied leer nie, behalwe die 144.000 mense wat van die aarde losgekoop is. Hulle is die mense wat hulle nie met vroue besoedel het nie, omdat hulle kuis is. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is uit die mense losgekoop as eerstelinge vir God en die lam. En oor hulle lippe het geen enkele leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Ek sal nou verder lees. Die hoofstuk begin met die absolute teenoorgestelde van dit wat ons verlede week gelees het. Kyk, in hoofstuk 13 staan die draak op die seestrand en wag vir die verskyning van die anti-kris, die dier uit die see. In hoofstuk 14 staan die lam op Sionsberg en wag vir die 144.000 gelowiges om God saam met hulle te loof en te prys. In hoofstuk 13 is die merk van die dier op die ongelowiges se hande en op hulle voorkoppe geskryf. In hoofstuk 14 skryf die Here self sy naam op die gelowiges se voorkoppe. Net gou weer oor hierdie 144.000. Dit is simboliese taal wat dui op die volle getal van God se kinders. En die maklikste manier om by die 144.000 uit te kom is om dit te verstaan as 12 maal 12 maal 10 tot die mag 3. Die eerste 12 is die 12 stamme van Israel. Met ander woorde, al God se kinders in die Ou Testament. Dan is daar die 12 apostels van die vroeë kerk. Met ander woorde, al God se kinders in die Nuwe Testament. Die 10 is 'n simbool van afgerondheid. Met ander woorde, nie een word uitgelaat of vergeet nie. En die 3 dui op die goddelike drie-eenheid. So die 144.000 is simbolies van die volle getal gelowiges. Nie een is uitgelaat nie. En terwyl die oorlog op aarde aan die gang is hierdie volle getal van God se kinders besig om op Sionsberg te staan. Die plek waar God se tempel gestaan het en waar hulle geglo het Jesus weer sal kom met sy wederkoms. Daar op Sionsberg hoor Johannes 'n geluid soos die gedruis van baie water en die gerammel van swaar donderweer. Dis niks anders nie as 'n aanduiding dat die heilige God self teenwoordig is op Sionsberg. En daar in God se sing God se volle kerk 'n nuwe lied van verlossing. Verlossing wat gekom het deur die lam wat geslag is. Omdat die gelowiges die vervolging op aarde deurstaan, kan hulle nou die lied van hulle nuwe lewe sing. Verlede week het ons gesê dat in 'n tyd van vervolging die gelowiges volharding en geloof nodig het. En nou sien ons dat die volle getal van God se kinders dit wel reg kry om te volhard. Dat hulle nie met vroue besoedel het nie is beeldspraak, wat beteken dat soos wat 'n goeie soldaat wat voor die oorlog wegbly van vrouens af sodat hy kan fokus op die veldslag wat voor lê, so God se kinders hulle ook nie met goddeloosheid besig hou nie, sodat hulle ten volle gefokus kan wees op die geestelike oorlog wat aan die gang is. Deur die bloed van Christus is hulle losgekoop om kinders van God te wees. En hulle het die lam gevolg oral waar hy gegaan het. Jy moenie skrik omdat jy hier lees dat hulle onberispelik was en jy voel maar jy is nie. Dit beteken nie gelowiges moet eers uit hulle eie uitvolmaak wees voordat hulle God kan aanbid en dien en eendag hemel toe kan gaan nie.
Net soos wat die offerdiere in die Ou Testament in 'n perfekte toestand moes wees om gebruik te kon word by die offers, net so is hierdie gelowiges deur die bloed van Christus geskik gemaak om diens aan God te verrig. Ek sal net nou weer daarby uitkom, dan sal ons weer sien hoe hierdie mense, die gelowiges wat vir ons insluit, nie uit hulle eie prestasie so onberispelik en vlekkeloos is nie. Dis omdat hulle losgekoop is deur die bloed van die lam, dat daar staan, hulle is nou onberispelik. Maar vereers, sien net hierdie prentjie wat Johannes vir ons teken. En onthou, hy teken nie, hy praat nie nou oor die wederkoms nie. Hy praat oor nou, die huidige, die teenswoordige tyd, dit waarin ek en jy leef. Al God se kinders, wat hy vir hom uitgekies het en wat skoon gewas is met die bloed van Jesus Christus, staan op Sions berg in God se teenwoordigheid, met ander woorde, en hulle sing 'n verlossingslied tot eer van God. Dis 'n bietjie van 'n kontras tussen die twee, né? Verlede week die draak wat besig is om oorlog te maak teen die gelowiges, maar terwyl dit gebeur, staan die gelowiges in die teenwoordigheid van God en hulle bring aan hom al die eer toe. En dan, terwyl hulle besig is om te sing en aan God die eer toe te bring, daag daar 3 engele op, elkeen met 'n belangrike boodskap. Vers 6. Toe het ek 'n ander engel gesien wat hoog in die lug vlieg. Hy het 'n ewige evangelie ontvang. Evangelie beteken goeie nuus. Om dit te gaan verkondig aan die aardbewoners. Aan elke nasie, die aardbewoners is in Openbaring nie al die mense nie, maar gewoonlik verwysend na die ongelowiges. Om dit te gaan verkondig aan die aardbewoners, aan elke nasie en stam en taal en volk. Met 'n harde stem het hy uitgeroep, julle moet ontzag hê vir God en heerlikheid bewys aan hom, want die tyd van sy oordeel het aangebreek. Aanbid hom wat die hemel, die aarde, die see en die fonteine geskep het. Die eerste engel bring 'n goeie boodskap dat God gedien moet word, dat God aanbid moet word, want die tyd van sy oordeel het naby gekom. Jy kan vir my aanskuif na die volgende slide toe asseblief. God se oordeel en God se straf is nie in die eerste plek gerig op vernietiging nie, maar om nog mense te ooreed om tot geloof in hom te kom. Net soos wat dit die geval was met die seels en met die trompette, gaan dit hier ook daaroor, dat God se oordeel word aangekondig, sodat die gelowiges, sodat die ongelowiges, hulle na God toe kan draai, en hulle tot hom kan bekeer. Die oordeel wat die eerste engel aangekondig het, word deur die tweede engel in so 'n bietjie meer besonderhede uitgespel in vers 8. Na hom het 'n ander engel, 'n tweede een gekom en uitgeroep, geval. Geval het Babylon, die magtige. Sy wat al die nasies van die woestyn, van die welles van haar hoerery laat drink het. Die goddelose Babylon is 'n simbool van God se vyande. En alhoewel Babylon nog nie geval het nie, dit sal ons eers in hoofstuk 18 lees, word daar hier reeds in die verlede tyd geskryf, geval het Babylon die magtige, om daarmee eintlik net vir ons te beklemtoon, haar val gaan verseker gebeur. Dit het amper klaar gebeur. En dan vers 9, na hom het 'n ander engel, 'n derde een gekom, en met 'n harde stem uitgeroep, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorkop of sy hand ontvang het, sal hy ook drink van die wyn van God se toorn, wat onverdun in die beker van God se toorn geskink is. Hy sal ook in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam met vuur en swaal gefolter word.
en die rook van hulle foltering bly opstyg vir ewig en ewig. En hulle wat die dier in sy beeld aanbid, kry dag en nag geen rus nie. Ook nie hulle wat die merk van sy naam ontvang het nie. Die derde engel beskryf die pyniging van diegene wat nie vir Christus volg nie, maar eerder die dier aanbid. Dit waaroor ons die laaste 2 weke gepraat het. Hulle, sê hy, sal die wyn van God se toorn moet drink. En God se oordeel sal dan nie meer verdun word met genade, soos wat dit nou nog die geval is nie, maar in sy volle omvang, gekonsentreerd op hulle neerkom. Hulle sal vir ewig en ewig met vuur en met swaal in die hel gestraf en gepynig word, omdat hulle volgehou het om hardnekkig te weier om die offer van die lam te aanvaar en sodoende van hulle sonde verlos te word. Julle, hierdie bietjie van 'n gruisame beskrywing klink dalk vreesaanjaend, maar jy moet die heeltyd die bedoeling daar agter hoor. Die bedoeling is om die ongelowige mense tot stilstand te ruk, om hulle net so bietjie te skud dat hulle wakker word en kan besin. In sy groot liefde buig God weer eens neer met sy tot die sondaars. Hy buig tot by hulle om die goddeloses aan die een kant ernstig te waarsku, maar net so ernstig vir hulle te roep en te sê, kom na my toe, bekeer jouself tot my. Wel, 'n rilling het seker deur die gelowiges gegaan wat in die gemeenskap gesit en luister het na hierdie ontsettende oordeelsvoltrekking van God. Maar die hele tyd wat Johannes die boek skryf, bly hy daarvan bewus dat die gelowiges nodig het om te volhard in hulle stryd hier op aarde. Daarom skryf hy nou eers weer 'n stukkie om die gelowiges te bemoedig van vers 12 af. Hiervoor het die heiliges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Ek het toe 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg hulle. Die klem val hier op volharding. Die gelowiges word moed ingepraat om te volhard in hulle geloof. Al kos dit ook hulle lewe. Om te volhard beteken aan die een kant om aanhoudend weerstand te bied teen die bose, teen die sonde. Om heeltyd jou rug op die sonde te draai, heeltyd weg te draai van dit wat verkeerd is. En dan beteken dit ook aan die ander kant om op God te wag. Om die heeltyd jou oë op hom gerig te hou. Om nie vir 'n oomblik in hierdie lewe jou oë van die Here af te haal nie. Om nie toe te laat dat enige iets jou fokus van die lewende Here af wegtrek nie. So dis die heeltyd hierdie 2 bewegings, dis volharding. Draai weg van wat verkeerd is en bly gefokus op die Here. En wanneer jy so in die geloof en met volharding in die Here lewe, dan sê Openbaring, weet jy wat? Dis eintlik 'n seën om in die Here te sterf. Om in die Here te sterf beteken om einduit getrou te bly aan Jesus Christus. Om einduit omhul te wees met goddelike atmosfeer. Om in die ligkring van Jesus Christus te leef. So vind ons rus van ons swaar kry, maar ons vind ook rus in ons swaar kry.
Ja, wanneer ons in die Here sterwe, is ons gevrywaar van vervolging en van verdrukking. En is ons veilig by God en by die Lam. Onthou, dis nie beloftes vir eendag nie. Dis nou. En wanneer Jesus eendag terugkom na sy eiendom toe, dan vind die finale voltrekking van sy oordeel plaas. Vers 14. Toe het ek gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en op die wolk sit daar iemand net soos 'n seun van die mens. Op sy kop het hy 'n kroon en in sy hand hou hy 'n skerp sekel. 'n Ander engel het uit die tempel gekom en met 'n harde stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die tyd om te oes het aangebreek en die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel oor die aarde geswaai en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel in die hemel gekom. Ook hy het 'n skerp sekel vasgehou. Nog 'n engel wat beheer oor die vuur gehad het van die altaar af gekom. Hy het met 'n harde stem geroep na hom wat die skerp sekel vashou en gesê: "Steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want die druiwe het ryp geword." Die engel het toe sy sekel oor die aarde geswaai en die wingerd op die aarde afgeoes en dit in die groot parskuip van God se toorn gegooi. Hy het die parskuip is buite die stad getrap. Uit die parskuip het daar bloed gevloei 1600 stadion ver. Dis so ongeveer 300 kilometer in die ou tyd se lengtemaat. Tot aan die perde se tooms. Johannes sien, hier is eintlik weer 'n keer 'n beskrywing. Onthou julle ek het gesê, Openbaring loop nie lynreg van waar hy skryf by die wederkoms nie. Ons het nou al die wederkoms gesien, plaasvind aan die einde van hoofstuk 11. En hierdie is eintlik presies weer dieselfde. Ons kom weer 'n keer by die wederkoms uit, en dan gaan hy weer so en terug, en dan kom hy weer uit, en dan gaan hy weer so en terug, amper soos 'n brander wat rol. Hier sien ons die verheerlikte Christus wat op 'n wolk terugkom. Die goue kroon wat op sy kop is, dui op sy heerlikheid nadat hy die oorwinning op aarde behaal het. En met 'n skerp sekel in sy hand is hy besig om die oes, die koringoes, in te samel. Dis die gelowiges wat ingebring word. Die tweede oes wat van vers 19 af ingesamel word, is die druiweoes. Nou die druiwe wat geoes en dan in die parskuip getrap word, verwys na die oordeel van God oor die goddelose mense. So aan die een kant die koringoes, die graanoes, die gelowiges wat ingebring word van die aarde af na God toe in die hemel, en dan ook die druiweoes, dan die ongelowiges wat ingebring word en dan in die parskuip gegooi en getrap word. 'n Dik stroom rooi druiwesap vloei soos bloed en dit styg tot by die borshoogte van die perde. 'n Uitdrukking van die omvang en die gruwsaamheid van God se oordeel. Nou wat baie belangrik is hier om raak te sien, en dit moet jy nie mis nie, is dat hierdie oordeelsvoltrekking vind buite die stad plaas. Vers 20 sê dat die parskuip buitekant die stad getrap word. En dit herinner 'n mens dadelik aan Hebreërs 13 vers 12, wat vertel dat Jesus buitekant die stadspoort van Jerusalem gelei het om sy volk se sondes te verlos. Met ander woorde, vir die gelowiges is daai koringoes wat ingesamel is die straf van God buitekant die stad reeds in hulle plek deur iemand anders gedra. Die Christene is reeds geoordeel. Ons spring nie die oordeel van ons dade vry nie.
Die parskuip is reeds getrap vanweë ons sonde. Al verskil is, dis nie ons wat in daai parskuip vertrap en verguis word nie. Jesus Christus is in ons plek vertrap en vernietig. Hy is in daai parskuip buite die stad getrap. Hy sterf aan die kruis op Golgotha. Hy dra die swaar straf van die sonde namens ons. Daai straf wat die ander deel, die ongelowiges, self sal moet dra, omdat hulle nie aan die lam getrou was nie. Het julle daarvoor behoort op aarde elke dag fees te vier? Want almal word getrap in die parskuip. Maar die gelowiges kry iemand wat dit in hulle plek doen. En al wat jy moet doen, aanvaar daardie verlossing van Jesus Christus. Dis 'n vreeslike oordeel wat uitgespreek word oor die goddeloses. En alwaaroor dit gaan, is oor mense wat nie hulle hande oopmaak na die Here toe en sy genade vat nie. Julle, ek is nou nie eintlik 'n bekeringsprediker wat nou elke Sondag hier staan en op die kansel slaan en sê jy moet jou hart vir die Here gee nie. Maar vanoggend se gedeelte leen hom eintlik in die besonder daartoe. Ons begin einde se kant toe staan met die boek Openbaring, né? Daar's nie meer veel wat oorbly nie. Jy kan maar aanblaai en sien. Al wat nog gebeur is, of al wat nog moet gebeur, is die 7 wraakbakke wat op die aarde uitgegooi moet word, wat oorloop in die finale oordeel. En dan lees ons van die nuwe hemel en die nuwe aarde en die wederkoms van Jesus. Voor Kersangdiens. So is klaar met Openbaring. Soos wat Johannes in Openbaring 1 geskryf het. Die einde is naby. En ek wil vanoggend vir jou vra, maak jy gebruik van die genadetyd waarvan ons so dikwels in Openbaring lees? Ek gaan dit nou nie weer aldus herhaal wat ek al gedoen het nie. Julle weet dit, ons het dit gelees. Hoeveel keer God sy finale oordeel terughou en telkens net 'n gedeelte van sy oordeel laat ontvou, omdat hy vir almal 'n kans wil gee om hulle lewens in sy hande te plaas. Maar nou moet julle onthou dat Openbaring sê ook, daardie genadetyd gaan nie vir ewig aanhou nie. Daar gaan 'n dag van 'n finale oordeel kom met die wederkoms van die Here Jesus. En dan is jou tyd op. Dan sal jy nie kan sê, maar ek wou nog dit en ek wou nog dat nie. Dit wat jy wil doen, moet jy nou doen. Want nie een van ons weet wanneer die wederkoms van Jesus gaan wees nie. Maar een ding kan ek jou sê, dit gaan waarskynlik vinniger kom as wat jy dink. Jy mag dalk te sterwe kom, doodgaan, voor die wederkoms. En dan is jou kanse ook verby. Die dag as jy doodgaan, is dit as dit ware vir jou die wederkoms. Ek het die afgelope week 2 mense begrawe. Dalk is jou beurt of my beurt môre. Dalk het ek volgende donderdag weer 'n begrafnis. Dalk is volgende Vrydag my begrafnis. Ek weet nie, jy ook nie. Dit kan dalk wees later vanmiddag, soos huis toe ry. Jy moenie aanhou uitstel nie. Gebruik die tyd wat die Here vir jou gee, om jou verhouding met hom in orde te kry. Hou op sê, ek sal later, ek is nou te besig. Moenie onverhoeds betrap word nie. Aan die een kant.
En as jou saak reg is, as jy vanoggend sê, wie ek is gereed om die Here vanmiddag te ontmoet, as ek dalk te sterwe sou kom. Wat moet ek dan doen? Dan moet jy vier. Net soos die 144.000 op Sionsberg, behoort ons lewens hier op aarde een lang lofprysingsfees te wees tot eer van die Here. Ek weet, dit is makliker gesê as gedaan, want die draak en die dier uit die aarde en die dier uit die see is besig. Hy is nog al die pad besig om dit vir my en vir jou so moeilik as moontlik te maak. En ons eintlik maar op die punt te bring waar ons sê, nou los ek. Nou moet ek maar, die Here moet nou maar maak wat hy wil, maar ek is nou klaar. Hy gaan nie ophou daarmee nie. Maar terwyl hy met daai oorlog teen ons besig is, kan die wat getrou aan die Here vashou en volhard, aanhou wegdraai van wat verkeerd is, en hulle oë op God gerig hou, kan hulle so lank sing, die nuwe lied van 'n ewige lewe. Ten spyte van al die probleme en al die sorge wat ons nog hier op die aarde beleef, kan ons en behoort ons feestelik te leef. Ons kan feestelik leef want Satan is oorwin. Die aanslag van die duiwel wat ons nog elke dag ervaar is maar net daai laaste stuiptrekkings. Onthou julle die hoender. Leef feestelik. Satan se kop is afgekap. Leef feestelik want op jou voorkop het God sy eie naam geskryf. Hy het jou gemerk, hy sal jou nie vergeet en agterlos nie. Leef feestelik omdat jy uitsien na daardie dag, die laaste dag op aarde. Leef feestelik omdat jy met hoop vorentoe kyk en daarna uitsien om by die Here in die hemel te gaan woon. Maak reg. Leef met vreugde. Amen. Here Jesus, 2000 jaar en 'n bietjie gelede is U in die parskuip van God se toorn gegooi. Aan die kruis is U vertrap en verguis. En onverdund het U die straf vir ons sonde op U self geneem. Ons het dit verlede week met die nagmaal weer gevier en herdenk. En Here, daarom maak dit eintlik nie sin dat daar steeds mense is wat daardie goeie nuus nie wil vat nie. Nie hulle eie wil maak nie, nie 'n pad saam met U wil loop nie. Here, U het ons vrygekoop. Ons is in U oë onberispelik. Ons kan nou reeds, saam met al die ander gelowiges, tot U eer sing en U naam groot maak. En Here, dit is wat ons graag vanoggend wil
wil bid en vra dat U van ons daardie gesindheid in ons lewens en in ons harte sal gee. Dat U ons sal help, o Heilige Gees, om juis dit reg te kry, midde in die stryd hier op aarde. Die duiwel wat nog steeds besig is om ons lewens te versuur en te verwoes. Here, dat ons oog op U gerig sal hou. Soos 'n soldaat wat gereed maak vir die oorlog en niks trek sy aandag af nie. Hy fokus op dit wat voor hom is en belangrik is. Help ons, Here, om so te leef. Gefokus op U. Niks wat ons aandag aftrek nie. En Here, dan hoe meer tyd ons U gefokus deurbring, hoe meer ons dit reg kry om met U hulp weg te draai van die bose en die verkeerde dinge, groei daar 'n vreugde, 'n lewensvreugde in ons, wat oorborrel, in 'n glimlag op die gesig, 'n vrede in die hart, en 'n vreugde in ons hele lewe. Ons loof U naam, Here. Gee vir ons daardie vreugde, daai vrede. Help ons om dit ons eie te maak. Ons loof en prys U naam. Amen.